Hi, goeiemiddag welkom by Leer Ken God. Okay, so ek het nou baie lanklaas 'n video gemaak, obviously omdat ek ook deur my goed gaan. Maar ek wil net hierdie video maak wat nou nie in sequence is met Bybel lees nie, want my laaste video was 'n nummerie gewees. Ek het intussen tyd op my eie aangelees want ek gaan deur 'n dal van doodskade weer. So ek het nou lanklaas 'n video gemaak, maar dis basically net omdat ek my goedjies het waardeur ek gaan. Ek gaan eintlik deur 'n spiritual warfare. So hierdie video is om vir jou wat deur 'n fight gaan te help. Want ek het geleer hierdie afgelope tyd van die wapenrusting. Nou ek het al baie gehoor van die wapenrusting obviously. Maar wanneer jy daar is wat jy moet gaan leer hoe die wapenrusting actually werk, dan jou perspektief van die wapenrusting verander. Dit verskil soos totally. Okay, so Paulus sê, ek net my boek hier so kry. Hierdie is my droomboek, nee? Want ek droom verskriklik baie, ek het dit in 'n vorige video gesê. So die Here wys vir my in my drome wat aangaan, en dan kom die vyand en hy val my aan in my drome, kan jy dit oorvertaal? Maar dis nie waaroor die video gaan nie, die video gaan oor die wapenrusting. Ek het toe, ek net gaan so my prentjie vir julle wys. So het ek 'n prentjie gemaak van die wapenrusting. Nee, ek weet dit is nie so lank terug nie. Ek het 'n stukkie nou daar gaan sit. Wat ek nou nie, here we go. Kan julle dit sien? Daar is hy. My mannetjie. Okay. So, Efesiërs 6 vers 12, nee? Hier is 'n baie skerry. Ek dink die mense besef, ek het nie 'n stukkie nou daar gesit nie. Ek het 'n stukkie nou by Jesaja gaan sit, maar ek het nie, ek kan nog like het 'n stukkie nou daar gaan sit nie. Kan jy dit oorvertel? Sis. Sorry. Ek wil dit net gou vir julle kry. Okay. Ek het gedagte in hierdie tyd sal ek nou lank al die Bybel klaar gelees het, maar ons plan en God se plan is twee verskillende goeders, nee. Die Here kom vat my nou hier met 'n hele draai. Nou hele verlede jaar toe ek die video begin het, die kanaal begin het, ek moes die Bybel begin lees so 'n paar jaar terug, en ek praat nie van as jy die Sondag in die kerk is nie, want deesdae, I'm not judging nie, soos hierdie Sondag wat ons nou in die kerk was, toe, die baie nice pastoor, hy het nie die Bybel af voor hom gehad, hy het sy tablet gehad daarso en gelees van die tablet af. Daar was 'n ander vrou wat so 'n kort boodskapie gelees het. Ook van haar foon af. En dit is dis ietsie waaraan ek sukkel bietjie om gewoond te raak. Ek is nog baie old school. Baie old school. Dis julle, ek vra nederig om verskoning, maar my oë is ook nie so lekker nie. Hi, Blommie. There we go. Baie kort hoofstuk in die Bybel. Okay, so Efesiërs 6 vers 12, nee? Ek het 'n stukkie nou, ek het net so baie deur dit al gegaan, dat die sticky notes dingetjie so Ekskuus, ek het verkoue. Sy klere is al af. Okay, so Efesiërs 6 vers 12, nee?
sê, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom, vers 13, daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied, kan bied in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Staan vas julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete van bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vuurige pyle van die bose geeste kan blus. Nee? En neem aan die helm van verlossing van die swaard van die gees. Okay? Dit is die woord van God. Terwyl, vers 18, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid in die gees, en juis in die gees, Okay. Vers 18, julle moet julle Bybels vat as ek lees, nee? Want onthou julle toe ons klein was, het ons in die sonnaskool gesing, lees jou Bybel en bid elke dag, lees jou Bybel, bid elke dag, en dan sal jy groei, nee? Ek het altyd gedog, dis net 'n liedjie. Dis nie net 'n liedjie nie, dis actually baie waar. Lees jou Bybel elke dag. Ek kry nie altyd die kans nie, of ek jok, skus. Ek maak nie altyd die kans, want jy het 24 ure in 'n dag en jy slaap 8. So obviously kan jy 'n plan maak. Ek lees nie elke dag die Bybel nie. Ek is veronderstel om elke dag die Bybel te lees en dis hoekom ek die kanaal dis is geraai te verlede jaar, sodat ek moet elke dag die Bybel lees en ek wil leer. Ai, weet jy, maar in any case. Dis nooit te laat om te begin nie, nee. Okay. So ek wil net gou my ander Bybel gaan haal, want as jy nou jou Bybel vat en jy lees Efesiërs 6 vers 18, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid, in die gees, never mind, in die gees en juis daartoe waak, met alle volharding en smeking vir al die heiliges. En vir my, sodat 'n woord my gegee mag word, as ek my mond oopmaak, om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak. Waarvoor ek 'n gesant is in kettinge, sodat ek daarin vrymoediglik mag spreek, sodat ek moet spreek. Nou ek gaan nie eens uitbrei daarop nie, want ek is nog nie daar nie. Ek is nou net by die wapenrusting, want ek het die vorige video's gemaak oor demoonaanvalle en hoe ek aangeval word en goed. Ek is nog steeds besig met die fight. Ek is huidiglik op 'n vas. En ek gaan nie eens video's maak oor die vas nie, want dit is nie my ding nie. Die Here sal vir my sê as ek 'n video met daaroor maak, en die Here het nie vir my gesê ek moet 'n video daaroor maak nie. Ek noem dit net want ek het agtergekom wanneer ek vas, is ek baie sterker. My gebed is anders. Ek het nie hierdie kanaal op TikTok nie, maar daar is, hier dwaal ek nou van die punt af, maar dit help julle, dit gaan julle help, so as fyn. Daar's 'n video waar die ou, dis 'n konsert, nee, waar hierdie, 'n Christelike konsert, waar hierdie ou sing How Great Thou Art, en hy begin met, Then Sings My Soul, nee, en dan kom die skare, en dan begin sing hulle, Then Sings My Soul, nee, en dan sing hulle, en ek dink is 'n minuut of 2 lank, maar die eerste keer wat ek die video luister, nee, kon ek voel die Heilige Gees beweeg. Jo. En weet julle wat het ek agtergekom, want
daar's baie mense wat sê, jy moenie in jou drome eet nie, want die demone gee vir jou kos en wat not in die drome. En ek het in die begin het gedink as nonsens, maar toe kom ek agter dat whenever ek droom, ek eet in my droom. En die sadste van alles is, ek gaan koop nogals vir my kos in die droom. En ek maak kos in die droom en dan eet ek, of daar is buffets en ek skep. Niemand gee vir my die kos nie. Ek eet self die kos, so ek bring hierdie nonsens op myself. So ietsie het iewers het ek die deur oopgemaak en ek het vir die Here gevra om vir my te wys waar is daai deur wat ek oopgemaak het en ek bid dat die deur moet toegaan. Maar dan in die Nuwe Testament sê Jesus, daar is sekere demone wat nie net met gebed kan weggaan nie. Jy gaan moet vas. Nou verlede jaar het ek aanhoudend wel, ek het van 2019, 2018, 19, 2020, 2021, 2022, toe is hy drome baie erg van slange. So ek het vir 'n klompie jare van slange gedroom, wit slange, swart slange, blou slange, geel slange, slange wat kan vlieg, slange met vere, jong, bome met slange, slange wat rondom bome seil. Ek het gedroom van hierdie boomstomp, nê, maar 'n ou boom met klomp slange. Wêreld, ek het baie drome van en dit het sleg gegaan met ons. Dit het baie sleg gegaan met ons. Ons baie goed verloor. Ons het amper alles verloor. Ons het gewerk, ons kon niks regkry en gewerk, niks regkry en ons begin dit ding en dan gebeur net goed en dit baie sleg gegaan. En ek het gebid, by die kerk het hulle vir my gebid. Daai droom het nie opgehou nie. Verlede jaar, Desember maand, toe ek vir 3 dae gevas. Nou voor dis ook my een droomboek is vol geskryf, nê? Want ek het, ek net gekyk hoe laat is dit, want die kids kom nou na huis toe, nog soos 5 minute oor. Ek het in my kop het ek beplan, weet jy wat, ek gaan vir 3 dae vas, want iets moet gebeur, ek kan nie so sukkel nie. Toe, want ek het gedog, ek het die vas eers gehad en toe die droom, maar ek het eers die droom gehad en daarna gevas en agtergekom. Want ek het gedog die vas het gehelp in die droom, want in die droom het hierdie vrou gekom met hierdie slang, so rooi slang toe, wat in die huis in wil kom en een van my 2 klein seentjies het die slang gesien, my kom roep en gesê, mamma, daar is 'n slang. Die slang was op die vang, in die buitekant by die patio en hy wou probeer inkom het. En hierdie vrou uit die bloute uit kom help my en gryp die slang en druk hom en daar's 'n venster as jy inkom by die skuifdeur. Daar was 'n muur in die droom, nê? Waar die venster is. En sy druk die slang so teen die venster, nê? En die slang kom om haar te pik hier in die nek. En ek droom, ek vra vir as jy okay, en sy soos ja, het my net geskrap, het my nie gepik nie. En toe ek na 'n nek kyk, toe sien ek in haar oor is nog 'n oor en in haar oor is 'n mond, nê? Ek het nie geskrik nie, ek het net dit weird gevind. En sy het die slang gekwets en hy probeer toe in by die insaal by die skuifdeur en ek maak toe die skuifdeur toe en ek maak hom toe dood, ek kap hom toe nou dood. Toe stop die slang drome, né? En ek dank die Here daarvoor. Nou die aand, toe ek verlede week, Sondag aand, toe ek weer van 'n grys slang gedroom. Ek het gebid en toe besef ek, Abigail, jy moet weer vas. Om terug te kom na die wapenrusting toe, daar's nog drome wat aandui dat die demone in my lewe is, en dis hulle waarmee ek fight. Nou, die een gedeelte van die wapenrusting is die swaard van die Gees, dit is die woord van God. Ek het die Bybel onderskat, en ek dink as jy sukkel, ek weet nie of jy sukkel met finansies soos ek nie, en of jy sukkel met jou huwelik, of sukkel met jou boyfriend, of jou girlfriend, of jou man, of jou vrou, of ietsie by die werk, of met 'n vriendin, of met 'n vriend, of whatever. Daar's baie mense wat nie saam met my stem nie, maar ek glo alles is, geestelik en fisies is connect. Paulus sê, ons fight, nee, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, so dit is nie teen jou broer en jou suster nie, teen jou man of jou vrou nie, teen
Pietie of Sunny nie, teen die mense by die werk nie, dit is nie teen hulle nie, dis nie fisies teen hulle nie. Maar teen die owerhede, nou toe ek lees owerhede en toe freak ek uit. Want Abby speel rugby en ek droom toe nou dat die voorsitter van die rugbyklub is om Okkie. Ek droom om Okkie gee vir my biltong en ek sê vir oom Okkie, nee, maar die biltongstukke is te groot en hy sê, nie worry nie, ek het 'n mes en hulle mes het en hy sny vir my die biltong. Die volgende dag, nee, kom ek agter, as ek terugkyk na die droom, daai is nie oom Okkie nie. Daai was nie oom Okkie nie. Maar die feit dat die persoon in rang, in realiteit is hy in 'n rang in ons groep, sal ek maar sê, in ons community in die rugby club, hy is die voorsitter. So hierdie demon wat vir my daai biltong gegee het, is nie 'n hierdie nie, dis nie net 'n Mickey Mouse demon nie. Die dude sit iewers bo in 'n rang. Hy is die voorsitter. Dit het my uitgevreek. Verstaan julle wat ek sê? Julle, baie mense sê almal moet droom. Dis hoe die Here met 'n mens praat. Ek weet nie of almal moet droom nie. Ek leer nog die Bybel. Dalk is die antwoord in die Bybel. As jy die antwoord het, sit hier in die comments die antwoord, want ons is hier om mekaar te help. Een van die 10 gebooie sê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Hoekom sê die Here so? Want ons fight is baie ernstig en mense besef dit nie. So ons moet mekaar help. Ons kan nie net die inligting vir jouself hou nie. Met aan back and run is jy besig om te wen en jy hou dit vir jouself. Nee, Koekie, jy moet dit deel. Verstaan jy? So, ek gaan die einde van die video maak. Die wapenrusting, baie kort video. Ek gaan weer 'n video maak van dit. Koekie of worsie? Die wapenrusting is baie ernstig. Dit is, ek kan nie glo hierdie tyd, 16 minute en die ding is al, die video moet ek nou klaar maak. Maar anyways, waardeur jy ook al gaan leer die wapenrusting. As jy wil hê ek moet nog 'n video daaroor maak, sit in die comments, moenie bang wees nie. Ons is hier om mekaar te help. Ek glo alles gebeur met 'n doel. En as jy op hierdie video afgekom het, dan sê ek nou vir jou. Iewers in die Bybel staan daar 'n versie van God laat alles eventually bewerkstellig vir jou goed. En dit kom neer op alles gebeur met 'n doel. Ek nie alles nie, want partykeer is die demons wat not ook hier betrokke. Maar ek glo eventually kom alles bymekaar. As jy verstaan wat ek sê, gaan leer jou wapenrusting en gebruik dit. Want dit gaan jou help om te beklei teen waarmee jy huidiglik beklei. As jy sukkel en as jy wonder waar is die Here, nê, dan sê ek nou vir jou, die Here sê, Paulus het gesê, die Here het met Paulus gepraat, obviously, en die Here praat deur Paulus hier in die Bybel en sê dat ons die wapenrusting moet gebruik. Ons sukkel op hierdie aarde partykeer. Maar die Here het vir ons tools gegee om die fight te fight en ons moet die tools gebruik. So jy gaan die wapenrusting moet leer as jy actually wil wen en gelukkig is, veral as jy kinders het. As jy kinders het en jy sukkel, nê, en jou kinders suffer daardeur, dan raak aan dat jy gaan leer die wapenrusting. En regtig, as jy wil hê ek moet 'n video maak, nog 'n enetjie, skryf in die comments, okay? Nogmaals dankie. Mag die Here met julle wees. Amen.